Stel jou voor 'n wêreld wat in twee verdeel is, elke kant oortuig van sy eie meerderwaardigheid. Dit was die Koue Oorlog, 'n stryd van ideologieë, kapitalisme teenoor kommunisme. Maar wat het hierdie stelsels werklik onderskei? Die rol en impak van kapitalisme en kommunisme. Kernideologiese verskille. Kapitalisme, ondersteun deur die Verenigde State en sy bondgenote, bevorder private eienaarskap, vrye markte en demokratiese regering. In teenstelling hiermee is kommunisme, gelei deur die Sowjetunie, gebaseer op staatseienaarskap, sentrale beplanning en eenpartyheerskappy. Hierdie ideologieë het gevorm hoe elke supermoondheid die wêreld beskou en hul optrede tuis en in die buiteland geregverdig het. Invloed op buitelandse beleid. Die FSA het kommunisme as 'n bedreiging vir vryheid en ekonomiese groei beskou, wat gelei het tot beleide soos die Truman-leerstelling, wat daarop gemik was om die verspreiding daarvan te beperk. Die ISER, wat kapitalisme as 'n stelsel van uitbuiting beskou het gewerk om kommunistiese invloed in Europa, Asië en later die globale suide uit te brei. Beide kante het ideologie gebruik om intervensies en alliansies te regverdig. Ekonomiese en politieke modelle. In Wes-Duitsland het die FSA kapitalistiese heropbou en verbruikerskultuur gebruik om die voordele van demokrasie en vrye onderneming te vertoon. Oos-Duitsland, onder Sowjetbeheer, het 'n model sosialistiese staat geword, met 'n sentraal beplande ekonomie en staatsbeheerde instellings. Hierdie mededingende modelle is as propaganda-instrumente gebruik om wêreldwyd invloed te verkry. Ideologiese propaganda en kulturele mededinging. Die Koue Oorlog was ook 'n stryd van narratiewe. Die FSA het vryheid, individuele regte en voorspoed bevorder deur middel van media, onderwys en diplomasie. Die ISER het geantwoord met boodskappe van sosiale gelykheid, anti-imperialisme en werkersregte. Die ruimtewedloop, Olimpiese spele en internasionale hulpprogramme het platforms geword om ideologiese meerderwaardigheid te vertoon. Brandstof vir konflik en verdeeldheid. Ideologiese vyandigheid het plaaslike konflikte in globale krisisse verander. Byvoorbeeld die Koreaanse Oorlog 1950-1953 en later die Vietnamoorlog is gesien as gevegte tussen kapitalistiese en kommunistiese magte. Hierdie oorloë is nie net deur nasionale belange gevorm nie, maar deur 'n globale kompetisie tussen ideologiese stelsels. Ten slotte, kapitalisme en kommunisme was meer as ekonomiese stelsels, hulle was die fondamente van Koue Oorlog identiteit en wetduiwering. Hul belangrikheid lê in hoe hulle globale alliansies, beleide en konflikte gevorm het, wat die Koue Oorlog in 'n wêreldwye stryd om ideologiese oorheersing omskep het. Dankie dat u by ons aangesluit het.